Die ATKV, vol kleur in Afrikaans. In 1891 het Robert Loftus Owen Versveld van die Kaap na Transvaal verhuis. Alhoewel hy nooit vir die Springbokke uitgedraf het soos sy broers Martinus en Charlie nie, het hy die grootste bydrae van die drie tot rugby gemaak, veral in Pretoria. Aanvanklik is die sport beoefen op Kerkplein, Burgerspark en die Caledonian terrein. In 1908 het Loftus Versveld besluit dat daar 'n area benodig word vir sportgeleenthede, en hy het aansoek gedoen vir hierdie spasie waar die stadion tot vandag toe staan, eers bekend as die Eastern Sports Ground. Die eerste wedstryd is in 1914 hier gespeel. Meneer Versveld het as 'n eksperiment grasrugbyvelde in Transvaal bekendgestel. Hy het kikuyu gras van Kenia ingevoer en dit hier geplant. Dit was die eerste rugbygrasveld in Transvaal. In 1932 is Loftus Versveld aan 'n hartaanval oorlede tydens 'n Curriebeeker-wedstryd tussen Transvaal en die Vrystaat op Ellis Park in Johannesburg. 'n jaar later, in 1933, is die stadion in Pretoria as 'n huldeblyk na hom vernoem. 1938 was 'n groot jaar in die geskiedenis van rugby in Pretoria. Die Noord-Transvaalse Rugby Unie is gestig onder leiding van professor Davel, die eerste president van die Unie. Op 28 Mei 1938 is die eerste wedstryd op Loftus Versveld gespeel, al was die span in daardie stadium nog sonder trui of embleem. Professor Davel het besluit op die ligblou trui en sy vrou Nel het voorgestel dat hulle dieselfde embleem as die Tennisunie gebruik, die welbekende wit skild met die rooi Barbertonse madeliefie. Die idee van die bil is afkomstig van Louis Schmidt, voormalige Springbokspeler en pa van Uli Schmidt. Hy het 'n massiewe snor gehad en die Russiese kunstenaar Viktor Ivanov het 'n spotprent van Louis gemaak met die oordadige groot snor wat soos bilhorings lyk. Hy het daarna as die bil van die noorde bekend gestaan. Later is daar na hom en sy span verwys as die Bille, soveel so dat die program van 1963, toe die Wallabies hier kom speel het, 'n prentjie opgehaat het van 'n bil wat op 'n Wallaby se ster trap. Maar dit is eers in 1997 wat die naam van die Noord-Transvaalse Rugby Unie amptelik na Bloubulle verander het. Die ou hoofpaviljoen van Loftus Versveld is in 1924 gebou en in 1974 is dit afgebreek om opgegradeer te word om meer sitplekke by te voeg. Die nuwe hoofpaviljoen is amptelik in 1977 ingewy. Loftus Versveld spog met meer as 50.000 sitplekke en 400 losies. By die hoofingang van die stadion is daar twee standbeelde. Die een is van 'n groot bil en die ander van 'n onbekende rugbyspeler. Prof Fritz Elof en Robert Denton het 'n standbeeld in Tokio, Japan gesien en het opdrag gegee dat 'n soortgelyke beeld gemaak moet word. Hierdie beeld is in 1978 onthul, die jaar wat die Noord-Transvaalse Rugby Unie hul 40ste bestaansjaar gevier het. Die standbeeld is opgerig ter ere van al die spelers wie se sweet op die veld lê en nooit erkenning gekry het nie. In 2008 vier die Bulle hul 70ste bestaansjaar en die groot bil standbeeld is onthul. Phil Minnar is die beeldhouer en 70 klein beeldjies wat presiese replikas is ook gemaak en genommer van 1 tot 70 vir die persone wat 'n aandenking van daardie feesviering wou hê. Die gimnasium is een van die plekke waar die Bulle hulself fiks en sterk hou. Hulle het sessies waar die voorry en agterlyn hul nodige oefening kry. Die Bulle het 3 keer die gesogte Super Rugby trofee verower, in 2007, 2009 en 2010. Sedert 1938 was die Curriebeeker al 19 keer in die Bulle se besit en daar was 4 eindstryde waarin hulle gelykop geëindig het. In 2010 het die Bulle die Super 14 trofee gewen en aangesien dit nou die Super 15 is hierdie trofee vir altyd die Bulle se. Wat is 'n taal sonder kuns en kultuur? Deur projekte soos tienertoneel, reeldans en applous, help die ATKV om vandag se kultuurskatte vir môre te bewaar. Die ATKV, vol kleur in Afrikaans.